Ons kyk nou weer in die opstanding herbekyk nommer 2 na 1 Korintiërs 15 vers 19. Indien ons hoop slegs vir hierdie lewe op Christus gevestig is, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Dit bring my by my tweede punt. Die Jesus wat die predikante en die kerke aan ons voorhou, is nie God se Jesus nie. Nou die Jesus wat die kerk aan ons voorhou, is nie God se Jesus nie, ek het dit gesê. Maar dis 'n aardse Jesus, dis 'n vleeslike Jesus, dis 'n Jesus wat aardsgebonde is. Jesus van Nasaret. Jy sien hierdie Christus, wat Vader bepaal het vir ons om te weet, is 'n Christus wat kom uit die openbaring van die Heilige Gees. Die Christus in my, wat in volle openbaring kom as my lewe. Vader God het nooit bepaal dat jy moet wees volgens Jesus van Nasaret nie. Hy het nooit bepaal dat jy moet probeer om Jesus van Nasaret na te volg nie. Maar wat Paulus sê, wees my navolger van Christus, soos ek van hom is. Paulus sê, wees my navolger, soos ek dit van Christus is. So wat Paulus vir jou sê is, volg die Jesus wat ek verkondig. Ek wat Paulus is, volg daardie Jesus. Hy sê, want al het ons Jesus eens na die vlees geken, ken ons hom nie meer na die vlees nie. So wat Paulus in effek hier sê, is ons ken Jesus glad nie meer volgens Jesus van Nasaret nie. Ons ken hom as Christus, die lewende God. Maar nou word die kerk so valslik opgevoed in hulle kweekskole en hulle Bybelskole. En Jesus van Nasaret word alfa omega, begin en einde, eerste en laaste. Terwyl as ons kyk na Openbaring, dan sien ons na die Lam van God, die lewende God, Christus in die hemel, ekskuus tog, op sy troon, wat aanbid word. En daar word gesê, en hy is die tempel van God. En God self is ook die tempel. Gaan lees dit, dis in Openbaring. Maar wat doen ons? Ons skei die hemelse Christus en ons volg die aardse Jesus van Nasaret. Met ander woorde, jy's besig met 'n valse godsdiens. Jy is besig om 'n valse Jesus na te volg. Openbaring maak dit duidelik vir ons dat ons Christus is die Lam van God wat in die hemel is. Dit is ons Christus, die Christus in wie my lewe verborge is in God, die Christus aan God se regterhand. Dit, my dierbare, is die Christus wat God gesê het ons moet volg.
Nie een of ander Jood wat geloop het op die aarde vir die huis van Israel en gefunksioneer het onder die wet met tekens en wonderwerke nie. Want die Christus in die hemel, sê die Bybel, dat hy wat in my is, let wel, dat hy wat in my is, wat in ons is, in ons. Nie in Israel nie, nie in die aarde as Jesus van Nasaret nie, maar die lewende God, 1 Johannes 5:20, in wie ek is, en die lewende God, Christus, wat in my is. Dit is die Christus wat ons moet volg. So wat Paulus sê hierso, is dat as jy hierdie Jesus van Nasaret speels navolg, ag my dierbare, dan is jy die bejammerenswaardigste van alle mense, want jy het nog nie besef wie hierdie lewende Christus is wat in jou leef nie. Hy leef nie apart van jou nie, hy leef nie buite jou nie, hy lewe in jou. Paulus sê, dit is die geheimenis van die heidene. Christus in jou. Gaan lees dit in die Grieks. Christus in jou. Die hoop op heerlikheid. Maar kyk wat sê hy. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, die eersteling van die ontslapenis. Hoorie wat sê Paulus? Dat die Christus wat ons dien, is die Christus wat opgestaan het uit die doodheid. Dit is nie die Christus wat genoem word Jesus van Nasaret nie. Hoor wat sê ek? Dat Paulus sê, die Christus wat ons dien, is die Christus wat opgestaan het. Nie die Jesus wat op die aarde was nie. Hierdie Christus wat ons dien, het opgestaan. Hy's in die hemel, die lewende en almagtige en waaragtige God. Luister, maar nou, Christus is opgewek. Paulus sê, die Christus wat nou vir jou saak maak, die Christus wat nou vir jou belangrik is, die Christus wat nou absoluut kardinaal is, die Christus wat nou funksioneer, die Christus wat nou is vir jou die Christus opgewek uit die dood uit. Nou sê hy, maar nou Christus is opgewek uit die dood. Daai Christus, die opgewekte Christus, is nou in jou. Hy is nie nou meer Jesus van Nasaret, hy is nou die waaragtige God. Kom ek lees dit vir julle. En ek wil vir julle lees in 1 Johannes 5:20. Ek wil hê julle moet dit hoor en laat dit insink by julle. En ek gaan die punt stres tot julle hom snap. Luister wat sê Paulus, wat sê Johannes, en ons weet dat die Seun van God gekom het, verlede tyd, en ons verstand gegee het, sodat ons die waaragtige kan ken. Dan sê hy, en ons is in die waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe. Sien jy? Die Christus wat nou lewe is die Christus in die hemel wat jou ewige lewe is. Nie Jesus van Nasaret wat op die aarde geloop het en nou
vir hoeveel duisend jaar al dood is nie. Jy moet verstaan, toe Jesus opgestaan het uit die dood uit, althans, toe hy sy gees in die gees van God oorgegee het en sy Godgees opgegee het, was hy klaar, alreeds gewees met Jesus van Nasaret. Toe hy in Getsemane gekniel het en gebid het, toe sny hy Jesus van Nasaret af. Toe word hy in Getsemane die lam van God, wat die sonde in hom geneem het. God wat sonde vir ons gemaak is. En met hierdie God, wat die sonde in hom vasgegryp het, gaan kruis toe. En as God die offerlam, sterf hy vir ons. En hy vermoor die sonde. Hy vermoor alles van Adam en verwyder alles van Adam, sy natuur, sy gees, sy lewe, sy verstand, sy wese, sy verbinding. Onthou al kontak of ooreenkoms wat Jesus gehad het met Adam was die stuk vleis wat sy liggaam was. Maar die lewe in daai stuk vleis was God gewees. En daarom die Jesus wat nou in ons lewe is die Christus wat opgestaan het. En nou nie meer Jesus van Nasaret is nie. Paulus sê hier so duidelik, en is daar in die skrif, dat hy is die eerste, luister die woorde wat Paulus gebruik, die eersteling van die ontslapenis. Hy is die eerste lewe wat ooit na die dood na vore gekom het en sondeloos is. Niemand het nog na hulle dood opgestaan heeltemal geheilig nie. Lazarus het teruggekom om weer later te sterf. Maar Jesus het gesterf om later nie weer te sterf nie. Maar om 3 dae later op te staan uit die dood uit. Met 'n liggaam, 'n verheerlikte liggaam, wat nou net die lewe van God is. Dit, dierbare, is die Jesus wat nou in jou is. Dit beteken eenvoudig, met hierdie Christus wat in jou is jou verbondenheid met Adam dood en vernietig en uitgewis en tot niet gemaak. Daar is nie meer enigsins 'n verhouding of 'n ooreenkoms met jou wedergebore kind van die Here en Adam nie. Daar is nie. Daar is net een lewe, een gees, een God in jou. En dit is Christus Jesus. En in hierdie God wat in jou lewe, het die Vader God homself kom inplaas, en God die Heilige Gees kom inplaas, dat deur hierdie Christus van die hemele, die goddelike Triniteit in jou kan funksioneer. Jesus van Nasaret is anathema. Is nie meer daar nie. Is nie meer van belang nie. En het geen seggenskap of enige reg op ons lewe nie. Enigste ene is Christus wat nou is, opgestaan uit die dood uit, en nou in jou lewe. Snap uit Adam uit, snap uit Jesus van Nasaret uit.
Moenie luister na jou dominee wat praat die hele tyd oor Matteus, Markus en Lukas en die profete en dit vermeng en dit probeer verander in Jesus nie. Want hulle vat die wet en hulle vat die Ou Testament en hulle vat die profete en hulle vat die Jesus van Nasaret en hulle gooi daar 'n mengelmoes saam. En sê hulle vir jou, daai is die Jesus wat jy moet volg. Maar jammer, daar is net een bindende faktor tussen, dit is alles aards en vernietigbaar. Wat hulle vir jou nie leer nie is om al daardie vleeslike goed weg te smyt en alleen na hierdie Christus wat in die hemele lewe te draai en te sê, Here, maak u lewe my lewe. Nou ja, tot ons weer gesels, die Here seën julle. Like, subscribe en stuur aan. Totsiens.